Jy kan jou sitplek neem. Baie hartlik welkom van my kant af ook, dat jy by Endeavour Familiekerk is. Ek dink persoonlik, jy het die beste keuse gemaak om vanoggend kerk toe te kom. Sê gou vir iemand langs jou, ek is so bly jy is hier. Is jy reg om die woord te ontvang vanoggend? Are you ready, people? Okay, almal van ons het al gebid en getwyfel en gevoel dat God nie deurkom vir ons nie. En dan verwag ons so 'n paar wonderwerke goed wat moet gebeur in die proses, dat ons kan agterkom God is wel daar. Of dit nou siekte was, of 'n werksomstandigheid, of 'n kollega, of iemand by die werk wat jou net so dik irriteer. Kan ek gou sien, het jy al iemand by jou, amper sê ek by die kerk, maar by die werk gehad wat jou dik irriteer? Kan ek gou net eerlike hande sien? Ek hoop net jy was 'n irritasie. Okay, daar's sake waaroor ons bid, wat moet verander. Maar dit gebeur nie altyd volgens ons prentjie nie, né? Ons huwelik, my man, my vrou. Wie van julle al gebid vir julle mans dat hulle moet verander? Is daar dames wat is jy bang? Wie van die vroutjies het al gebid dat hulle mans moet verander? Of het ek dit nou so gevra? Wie van die mans het al gebid dat hulle vroutjies moet verander? Halleluja. Ja, as 'n paar eerlikes in die huis. As hy. Ek praat vanoggend met jou oor geloof wat nie steier nie. Ek wou 'n ander tema gebruik het, maar ek gaan hom stadig uitspreek, maar dit is 'n stokkie wat knak. Geloof wat nie knak nie. Jy het hom, né? In Markus 9, dis 'n vreeslike mooi gedeelte wat jy regtig intens kan gelees. Dit gaan oor die seentjie wat besete was en sy pa wat net desperaat en moedeloos was. Hier's die een groot ding wat ek wil jy moet mooi luister en vas probeer maak in jou gees. Geloof is nie die afwesigheid van twyfel nie. Dit is die besluit om God te vertrou voordat jy die uitkoms sien. 'n Paar van julle vang dit al klaar. Hier is die leuen wat ons glo, en baie van ons glo dit. Maar nou nie daar sit en sê, ja, dit is net my vrou, of is net die ou hier voor my nie. Baie van ons glo dat in die geheim, as ek net meer geloof gehad het, dan sou dit nie met my gebeur het nie. Dan sou ek nie hierdie vrese gehad het nie. As ek net meer geloof gehad het, dan sou ek nie deur hierdie siekte of deur hierdie krisis hoef te gaan het nie. Of mense in die kerk het vir my gesê, kry net meer geloof. Eina. Of ek sou nie hierdie situasie hoef deurgegaan het nie. En jy dink die doel is sekerheid. Jy dink geestelike volwassenheid beteken dat jy nooit 3 uur in die oggend in jou bed rondrol en twyfel en wonder en dinge dink en jou hart bons en jy wonder, weet God van my? Dink God nog aan my? Is God nog bewus van my? Sien hy wat ek deurgaan? Here, sien U hierdie omstandighede of meer nog, Here, sien U vir my? Ek is alleen, ek voel ek is alleen. Ek het nuus vir jou, geloof, Bybelse geloof, is nie die afwesigheid van vrae nie. Geloof is die besluit om God te vertrou terwyl jy vrae het. Kan ek gou eerlike hande sien wat sê, ek het al vrae vir God gevra? Kan ek gou hande sien? Steek hoog op jou hand. Hou jou hand op, en wie van julle het nog altyd 'n antwoord gekry? Nog altyd? Sak je handen. Sak je handen. Jaco hou sy hand op. En dit bring 'n krisis by ons. Morney ons worshipleier, het 'n stunning song gaan skryf oor sy moeder wat in stage 4 kanker is en op 'n stadium in die song spesifiek so geskryf, is Morney woedend, hy's kwaad. Hy skreeu dit eintlik uit. Nie kwaad vir God nie, hy sê dit ook. Hy sê, ek is kwaad vir die vyand, oor wat hy doen met my ma, en ek sien hoe sy seer het, en ek sien hoe sy in pyn is, en ek sien hoe sy in lyding is, en ons het gebid, en ons het gevra, maar sy gaan nou deur haar behandeling. En hy kom by hierdie woord uit, wat sê, ek gaan op God vertrou.
En hy gaan later vanoggend gaan hulle ons bedien met die sang. Jy moet ons so in die agterkop net vanoggend vasmaak. Die skrif 'n man wat eerlik was. Ek hou tog van hierdie eerlike storie in Markus 9. Dit gryp my. Daar was 'n pa en sy seun was besete deur 'n duiwelse gees, 'n bose gees. En die bose gees gooi hom in die vuur en dan gooi hom in die water en hy probeer om hierdie seun van hierdie pappa dood te maak. En hierdie pappa is uitgeput en hy's moeg, hy het alles al probeer. En nou bring hy sy seun na Jesus toe. En die disippels, hy bring sy seun na die disippels toe, dat die disippels vir sy seun moet bid. En weet julle wat? Sy seun, die disippels misluk. Hulle kry dit nie reg om hierdie bose gees uit te jaag nie. En toe kom Jesus daaraan. En hierdie pa, ek is mal oor hom. Hy maak nie asof Jesus al ken nie. Hy sit nie 'n prys die Here tag op en lyk so heilig en vroom nie. Het julle al sulke mense gesien? Man, ek weet nie hoekom dit is nie, maar as mense rook en ek kom ingestap en vat hy rook, hy's gered, druk so weg. Hulle lyk nog so 'n skoorsteen, maar hulle wil nie, ek moet sien hulle rook nie. Sê ek rook jou sigaret? Nee, gaan nie rook nie. Hy kos R7 een, man. Hoe weet jy? Ek weet dit is duur. So hierdie man, hy sit geen prentjie op nie, hy is net, dis wie hy is. In vers 22 sê, die bose gees het sy seun al baie keer probeer doodmaak deur hom in die vuur of in die water te laat val. En hierdie man praat met Jesus, hierdie pappa roep uit na Jesus, hy sê, kry ons tog jammer en help ons as u kan. Het jy dit gehoor, as u kan? Hy twyfel aan Jesus se vermoë. Dit is twyfel, maar dit is ook om eerlik te wees. En Jesus kyk nou mooi, Jesus skel hom nie uit nie. Jesus sê nie vir hom, hoekom bevraagteken jy my? Weet jy wie ek is? Nee, dis nie wat uit Jesus se mond uitkom nie. Jesus verneder hom nie. Jesus trek hom eintlik net so 'n bietjie dieper in 'n sirkel en hy sê kom staan 'n bietjie nader, want ek kan sien jy het ietsie nodig van wanneer die seun van God instap. Wie wil het nodig dat die seun van God moet instap? Nou. Ja. En Jesus antwoord hom. En ek tel dit so op, ek interpreteer dit, maar dit is nie 'n mooi interpretasie nie. Ek dink daar was so ietsie van 'n sarkasme in Jesus, wat Jesus vir hom sê, as ek kan, excuse me, as ek kan. Maar ek dink in Jesus se gees was daar meer die korrekte aanname is, daar was so 'n absolute aggressie wat in hom opgestaan het, how do you dare to dare the Son of God? How do you dare? Hy praat eintlik met 'n seun wat 'n bose gees is, met 'n pa wat Jesus betwyfel en wonder as u kan, en hy kyk so na Jesus en Jesus kyk so na hom en Jesus sê vir hom, as ek kan. Ek dink Jesus staan baie keer in ons lewe en dan kyk hy so in ons situasies en dan sê hy vir homself, ons praat van as u kan, en Jesus wil dan vir die vyand sê, as ek kan ek 'n amen of halleluja kry. En Jesus sê vir hom, as 'n mens glo, is alles moontlik. Sê asseblief saam met alles moontlik. En hierdie pa, gebroke pa, hy's moeg, hy's desperaat, hy roep uit met seker een van die eerlikste gebeure in die hele Bybel. Hy sê, ek glo, help my in my ongeloof. Dit is die gebed, dit is die geloof. Hy het nie gesê, ek het geen twyfel nie. Hy het gesê, ek het twyfel, hier aan die een kant, en ek het 'n bietjie geloof, en ek bring albei na U toe. Ek glo, roep die kind se pa dadelik, help my tog om nie meer te twyfel nie. Laasweek se boodskap was die woorde, Here, dink tog net aan my. Ek het hoeveel keer het ek en Glenna hierdie week die woorde uitgespreek, Here, dink tog net aan my. As jy dit net reg kry om te verstaan, dat hierdie God, wat in jou en in my belangstel, as hy aan die sondaar kon dink aan 'n kruis, wat nie in 'n verhouding met Jesus was nie, as hy hier aan 'n man kan dink, wat nie in 'n verhouding is met Jesus nie, wil ek jou vanoggend vra,
hoeveel te meer nie vir jou, kind van God. Is daar 'n koning wat na jou kyk en sê, maar ek sal aan jou dink, ek sal na jou gebed luister, want dit is wie God is. Nu moet jy mooi luister, want party van ons sit dalk nou klaar en dink, ja, maar daardie pa was desperaat en my twyfel is anders en eintlik is my twyfel gediskwalifiseer. Ek wil vanoggend vir jou sê, al dink jy vanoggend jou situasie is anders, is dit nie anders nie. Kom ek bewys dit vir die skrif uit. Julle het almal op skool sulke breinborde gesien met goudletters en dan sekere seuns en dogters se name op die bord geskryf 1938 toe die skool begin het, of toe is dit 48 en toe is dit 58 en toe is dit 98 en toe is dit die jaar 2010 en ek het altyd myself gesê, ja, ek wil ook my naam eendag op daai erebord hê. Ek soek ook my naam daar. So erelys dat jy kan sê, I did it, my naam is op 'n bord. Jy al gehoor van so Hall of Fame? Ok, nie baie van julle nie. As jy golf speel, is daar ook so Hall of Fame. So hole in one gekry het of sulke goeders. Nou in die Bybel is daar ook so Hall of Fame. Die Bybelse erelys. Voordat ek dit vir jou uitlees, wil ek eers vir jou sê, Jesus het genade vir twyfelaars. Dankie dat ek Bram kan hoor, ek wil julle almal hoor. Ek sê weer, Jesus het genade vir twyfelaars. En jou naam kan op 'n ererol wees, net soos ander manne in die woord, omdat jy met jou twyfel na God toe kan gaan. Thomas, ek het aan die einde van April het ek regtig 'n boodskap bedien wat ek gevoel het en mense het gesê, dit het soveel impak gemaak. Gaan luister weer die iets op Thomas se boodskap. Maar Thomas was hierdie twyfelende, hierdie ongelowige Thomas. En hy was nie daar toe Jesus opstaan nie. Toe Jesus verskyn het aan die disippels nie. Hy het weggebly, hy was op 'n ander plek. En in daai ander plek voor 8 dae nadat hy ook amptelik Jesus ontmoet, sê die disippels vir hom, jy het uitgemis, ons het Jesus gesien. En Thomas sê, sorry, dis nie 'n vraag, dis nie 'n versoek nie, dis 'n eis. As ek nie my hande in sy sy strek en my hande in sy wond druk, Jesus, ek wil net sê, dis nie ek nie hoor. Maar dit was Thomas, hy wou dit so sien, hy wil dit voel, hy wou dit beleef. Sê Thomas, dan gaan ek nie glo nie. En wat maak Jesus? Jesus sien hom. Jesus sê vir hom, kom hier. Kom steek jou hand aan my sy. Hy verneder hom nie. Hy sê kwaad vir hom nie. Hy sê, kom voel jy my hande. Kom sien, kom ervaar dat ek regtig die een is wat gesterf het en wat opgestaan het. Die disippels, die woord praat van almal van hulle, Matteus 28 vers 16, die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg soos Jesus hulle beveel het. En toe hulle hom sien, dis nou hierdie 11 disippels sonder Judas, hy het aangejaag. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hierdie 11 disippels het hom aanbid. Alhoewel hierdie 11 disippels, party van hulle, hierdie 11 disippels, nog getwyfel het. En Jesus gaan aan met Matteus 28. Jesus kom nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Julle 11, gaan dan, maak al die nasies my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en julle 11, leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek julle 11 opgedra het, en weet verseker, ek is vir altyd by julle 11, tot aan die einde van die wêreldsgeskiedenis. Matteus 28, die opstanding het klaar plaasgevind, die vrou het Jesus gesien, die disippels het gegaan na Galilea, hulle sien Jesus en die teks sê mooi, die versgedeelte, kyk mooi, dit sê, hulle het hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Dieselfde oomblik aanbidding en twyfel in dieselfde hart van dieselfde disippels terselfde tyd gebeur het. En wat het Jesus gedoen? Hy het die aanbidders van die twyfelaars geskei, die kaf van die koring, né?
Hy het gesê, julle daar met die suiwer geloof, staan julle een kant. En julle daar, die twyfelaars, julle kan my huis toe gaan. Nee, hy gee vir hulle die groot opdrag, al 11 van hulle. Hy het die evangelie aan hulle toevertrou aan mense wat getwyfel het in die presiese oomblik wat hulle besig was om hom te aanbid. En dit is genade, kerk. Dit is die soort genade wat jou eintlik moet laat huil om te besef, Jesus het genade vir twyfelaars. Johannes die Doper is nog 'n voorbeeld. Matteus 11, jy kan dit gaan lees. Johannes skryf, hy sê, Jesus, ek het gedink u is die Messias, maar nou is ek nie meer seker nie. Nou twyfel ek. Nou Johannes laat my kop skud. Ek verstaan hierdie nie lekker nie. Johannes is hierdie ou wat ek nou opkyk. Hy's die een wat Jesus gedoop het. Come on. Hy's die een wat die Gees, die Heilige Gees soos 'n duif sien neerdaal het uit die hemel. Hy's die een wat die stem van God gehoor het. Dit is my geliefde seun, Nepios, my seun in wie ek welbehaag het. Hy het die uitspraak van God gehoor. Hy, Johannes, het uitgeroep en gesê, kyk, hierdie is die lam van God. En later, in die gevangenis, skryf Johannes, en hy stuur boodskappers na Jesus en hy vra, Is u die seun wat sou kom? Of is daar dalk iemand anders wat moet kom? Sê gou vir iemand langs jou, twyfel jy? En wat is Jesus se reaksie? Jesus het hom nie uitgeskel nie. Hy sê vir hom, gaan vertel vir Johannes wat jy gesien en gehoor het. Die blindes sien, die lammes loop, die dowes hoor, die dooies word opgewek. Hy het Johannes skaam gemaak nie, hy het hom ook nie verneder nie. Hy het hom gerus gestel en het net die bewyse gestuur. Geen veroordeling. En dan die voorbeeld van die papa in Markus 9. Ek glo, help my my ongeloof. Ek wil jou vanoggend vra, waarin twyfel jy? Wat twyfel jy aan wat God vir jou kan doen? Wat is dit wat jy op 'n briefie geskryf het, of dalk in jou hart dra, en dalk met niemand daaroor praat nie? Want die kern is, as Jesus genade gehad het, dan moet die kerk ook genade hê. Daar's 3 ja's. Ek sê, as Jesus genade gehad het, help my? Help my? Ek dink nog nie almal hoor dit nie, help my? Ek dank God, en ek sê dit genuine met opregtheid, dat ek dink Endeavour Familiekerk is 'n plek van genade. Sê gou vir iemand langs jou, ek is so bly al die mense hier is heiliges. Net so terwille van YouTube kykers, dis nie die waarheid nie, hoor. Hier is die vraag wat in my gees brand. As Jesus soveel genade vir twyfelaars gehad het, hoekom het ons dit dan nie ook nie? Hoekom het jy nie genade oor jouself vanoggend nie? Jou eie slegte plek. Jou eie plek van twyfel, vra. Hoekom skep ons omgewings waar mense skaam voel om hulle vrae te kan herken, of hoekom tree ons op asof twyfel beteken jy verloon God, of nou is jy eweskielik nie meer goed genoeg nie, of jy is eerlik en jy twyfel, miskien wil jy net soos hierdie pappa uitroep en sê, Here, as U kan, sê my tog om my twyfel raak, maar ek glo as U kan. Is daar iemand wat vanoggend wil sê, Here, as U kan? Dis hande wat wil opgaan. Kerk, luister, my twyfel is nie die vyand van geloof nie. Luister mooi wat ek vir jou sê. Weet jy wat is die vyand van geloof? To pretend. Om voor te gee. Wanneer jy met 'n valse, 'n plastiese voorgee, isoleer jy jouself, jy probeer eintlik vir mense rondom jou net sê, I have it all. You don't have it all. Maar wanneer jy jou twyfel na Jesus bring, soos 'n Thomas, wat ek van die oggend vir jou sê, as jy twyfel na Jesus toe bring, soos Johannes, of dalk soos daai desperate pa, dan is dit daar waar hy jou gaan ontmoet.
Ek dink aan Sarah en Abraham, hier in haar ouë ouderdom kom God en hy sê vir haar, jy gaan 'n kind hê. Genesis 17 en 18 vers 2. Ek en Glenda bid vir 'n paar keer in ons gemeente en ons kom net agter tussen die lyne. Ons het nêrens gaan vra nie. Maar ons kom agter, hulle word nie swanger nie. En ons trek weg en ons begin te bid. En laas Sondag kom sy met sulke traantjies in die oë en toe so na my toe aangestap, kom en sê ek vir haar, is jy swanger? Sy sê, ja pastoor, 12 weke al. Ek sê, prys die Here, ek en tannie Glenda bid al maande lank vir julle. Kom 'n paar keer eendag, die Here gee profetiese woord, hulle word swanger met 'n groot wonderwerk, lank gewag vir dit, so 'n jaar en 'n half. En ons is by die kindertoewyding, en hierdie persoon in ons gemeente se broer en sy vroukie sukkel ook om swanger te word. En ons gemeente het kom na my toe en sê, man, my broer is nie ons kerk nie, maar hy wil weet, ons het nou swanger geword, maar sal jy en Glenda nie asseblief ook bid vir hulle nie? Sê, of course gaan ons vir hulle bid. En ons stap daar in die kamer in, ons viertjies, die man, sy vroukie, ek en Glenda. Ons kom agter die twyfel en die ongeloof. En ons staan daar en ek sê, ag kom ons maak ons oë toe, kom ons bid. En terwyl ons bid, ervaar ek, die Here sê vir my, ek moet hierdie dame vashou. Maar ek wil nie, ek is onvrymoedig, want ek ken haar nie. En Glenda gaan uit haar eie uit, en sy vat haar arms, en sy vou het so om haar dametjie. En haar dame begin te huil, en haar man huil, en Glenda huil. Gelukkig huil ek nooit nie. En ons bid vir hulle. En daai babietjie is wordend, omtrent so 20, 25 weke. Ek hou nie trek met 'n ander man se vrou nie. Maar sy is nou omtrent so 25, 26 weke swanger. En God gee wonderwerk. Al was twyfel daar, al was daar erkentenis van ons twyfel, ons dink nie dit gaan meer gebeur nie. Luister na hierdie woorde, it's sometimes at the lowest point where God says, I can do the biggest thing. Ek dink aan die Israeliete, Here, U het die wonderwerke gedoen, maar nou vertrou ons U nie meer nie. En Eksodus 16 vers 2 en 3. Ek dink aan Gideon wat sê, Here, as U net nog vir my een bewys doen, het jy dit al vir God gesê, Here, bewys net nog een manier, net nog een belofte, net nog een iemand wat my moet kom bid, net nog een profetiese woord, dan sal ek glo. Rigters 6, ek luister, God draai jou nooit weg nie, hy trek jou nader. Hier is jou toepassing, hoe lyk dit vir vandag? Wat doen ons hiermee? 3 stappe. Skep 'n kultuur van eerlikheid. Kom ons wees oop daarvoor om in ons kerk of in ons selgroepe of as 'n klein groep leier of as 'n ouer dit toe te laat dat jou kinders met jou eerlik kan wees en dat hulle vir jou kan sê, pappa, mamma, ek twyfel. Moenie hulle judge nie, moenie hulle crucify nie. Kom ons maak eerlikheid deel van ons taal as kinders van God om te sê, I am broken. En ek vertrou nie meer nie. En ek twyfel elke dag. Because it's not wrong to do that. Tweede ding, bring jou twyfel na Jesus, nie weg van hom af nie. Moenie weghardloop van die kerk of weghardloop van Jesus af. Kom na 'n plek toe wat jy vanoggend sê, ek hardloop net na hom toe, want hy is my anker. Hy is die een in wie ek kan glo. Weet jy wat? Jesus kan dit hanteer as jy vir hom sê, as hy kan. Jesus kan dit hanteer as jy vir hom sê, ek wil eers sien, en dan sal ek glo. Jesus kan dit hanteer as jy twyfel in jou hart vanoggend dra, dat jy na hom toe kan gaan en kan sê, ek is nou soos die Israeliete, ek vertrou nie meer nie. Derde ding is, help iemand anders se ongeloof. Wanneer iemand sien sukkel, moet net 'n Bybelvers ophaal nie. Bid vir daardie persoon. Gaan sit by hulle, gaan wees net by hulle. En as jy toelaat dat God net in 'n kamer 'n wonderwerk kan doen, net omdat hy jou gebruik, al is daar wat se twyfel, is daar wat se ongeloof, then you stand in the gap. En sê, maar ek gaan nou bid, en ek gaan God vertrou.
al sukkel julle al 6 jaar. Ek weet wat my God kan doen. Hy het gesê, niks is vir God onmoontlik nie. Dis jare terug in 'n ander gemeente, moenie worry nie, is nie ons gemeente nie. So 'n meisie, dogter, sy is in haar laat hoërskooljare, sy het nog nie al 'n lisensie, maar sy kan al goed kar bestuur. In die middernagtelike ure vind hulle uit, haar pa het regtig aangejaag. En is groot turmoil in die huis, en sy loop uit woedend, sy klim in haar pa se 4x4 bakkie, sy ry hom uit die jaartyd, sy jaag terug deur die muur, deur haar pa se baie mooi boot, binne in die huis in, om hierdie seer te probeer verwerk. En hy ma sit daar en sy is gutted, stikkend. En die twyfel wat in haar opspring en die seer wat sy het, haar man, haar kind, hierdie huishouding wat net heeltemal verwoes is, gaan sit ek by haar. En die twyfel wat uit haar kom, was woorde wat ek nooit sal vergeet nie. Maar ek kon vir haar sê, God is hier vir jou. En sy kon in haar seer en haar pyn en haar stikkend en haar plek van waar sy besef het, dis net God en God alleen wat hier 'n wonderwerk kan doen, het sy ontdek, haar twyfel is ook voor die Here bekend. So hier is my versoek aan jou, wat hou jou tans terug van God af? Is dalk nie net jou sondes nie, hy weet dit in elk geval al reeds, jou vra nie, hy kan dit hanteer. Waaroor weier jy om oor te gee? Omdat jy bang is dat hy nie sal deurkom nie. Maak vir 'n oomblik jou oë toe asseblief. Die pappa aan Markus het presies gekry wat hy nodig gehad het. Thomas het bewyse gekry, Johannes het gerusstelling gekry, die disippels het 'n sending werk gekry. Jy het nie die perfekte geloof nodig nie. Jy het net 'n perfekte God nodig. Gemeente, kan ek jou vra om te staan asseblief? Muses, julle kan vir ons so lank vorentoe kom asseblief. Ek wil jou vra om vanoggend saam met my hierdie gebed te bid. Want as jy nou gaan eerlik wees, dan gaan jy ook jou hand opsteek en sê, ek het ook al getwyfel. Ek het ook al vrae gehad, ek het ook al gewonder. Ek het ook al gevoel ek wil weghardloop. Ek het ook al gedink, Here, as U kan. Ek het ook al gesê, Here, ek het vertroue verloor. Maar God kom vanoggend en God kom sê vanoggend, kom pak jou twyfel hier op die tafel uit. Kom lê jou ongeloof hier voor my neer. Ek is God. En vir my is niks onmoontlik nie. Kan nie dalk jou pakkie vat en dit net so oplig voor die Here vanoggend, as jy wil. Net saam met my jou hand so oplig en sê, Here, hier is my stuk twyfel. Hier is dit wat ek nie weet, wat gaan hier die eindresultaat, die eindprentjie wees nie. But Lord, I give it to you. Ek gee dit vir U vanoggend. Ek kan nie my eie nie my eie krag nie, my eie vermoëns nie. Dankie as soveel mense wat hulle hande opsteek. Soveel mense wat dit vanoggend sê, Here, sien my ongeloof. Sien waar ek is, sien in my situasie. Dankie. Is daar nog iemand wat 'n hand wil opsteek en net sê, Here, ek gee dit vanoggend vir U. Vader, ons kies om vanoggend te sê, ek vertrou U. Ek kom gee my saak vir U. Hierdie is nie 'n gebed van voorgee nie, dis 'n gebed van eerlikheid. Here, ek glo, maar God help my in my ongeloof. Ek kies om U te vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan nie, selfs wanneer dit seer maak, selfs wanneer ek nie die uitkoms kan sien nie. Ek gee my vrees, my twyfel, my beheer. Ek kies geloof, nie omdat ek sterk is nie, maar omdat U sterk is. En ek bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen.